Dis net omdat ons in Jesus is dat ons dit kan sê. Hoekom kan ons nie sê, dis benede my, dis onder my, om hierdie leuen te aanvaar? Dit is waarop Jabes staat gemaak het, want die identiteit wat God ons gee is, kinders van God. Wie het al op daai punt gekom, waar jy bereid is om uit te roep, Abba Vader, help my! Maar hoe desperaat is ons vir God? Hoe desperaat is ons vir God se seën? Here, vanaand kyk ek oor 'n kerk vol mense en ek sien 'n klomp jong mense. Here, en dit sê vir my een ding, Here, dit sê U is nog steeds besig om harte en lewens te verander. Here, dit sê U is nog steeds besig om 'n generasie om te draai. Here, dit sê U is nog steeds besig met die kinders. Here, vanaand is my gebed, Here, laat ons nie ophou soekend sal wees nie. Here, laat ons harte altyd so honger bly vir U woord, Here. Here, mag ons nie van U af wegdraai nie, maar mag ons nader en nader aan U kom, Here. Here, ons het U lief en vanaand, soos wat ons in hierdie plek staan, ervaar ons U teenwoordigheid so tasbaar, Here. Here, U is hier tussen die mense. Here, vanaand wil ons U eer gee daarvoor, Here. Here, ons wil U eer dat U as koning van die konings, as skepper van hemel en aarde, tyd sal vat op 'n Sondag aand om tussen ons te wees. Here, dankie daarvoor. Here, ek wil nou bid, waar pastoor Edward vir ons die woord gaan bedien, Here. Mag U Gees swaar op hom rus, Here, mag U deur hom praat. Here, mag U met ons woord deel vanaand. Mag dit in ons harte kom val, Here. En mag dit vrug dra in Jesus Christus se naam. En ons almal sê, amen, amen. Vanaand praat ek oor 'n interessante subject. Dit is my baie lekker gewees om 'n bietjie te gaan kyk na hierdie, is baie beperk gewees vir my. Want dit is 'n naam wat nie almal ken regtig hierdie naam nie. Ek weet nie of julle al van Jabes gehoor het nie. Maar vanaand praat ons oor hoe God Jabes gebruik het. En dit my eintlik baie interesseer hoe hierdie ou sy naam gekry het. Want vanaf ek en my vrou, vanaf die punt wat ons besluit het, ons is nou reg om kinders te kry tot ons dogtertjie het, en nou 6,5 maande later, dink ek terug en ek besef, dis eintlik so belangrike ding om jou kind se naam te kies. Ons het al snaakse name gehoor, ons het al goeie name gehoor. David bly 'n baie goeie naam, waar dan? Maar dis so 'n groot, dis massief. Want elke liewe keer wat jy jou kind roep, spreek jy hulle naam oor hulle uit. Elke keer wat hulle self voorstel, sê hulle vir mense wat en wie hulle is. Dit tref nogals as jy dit besef. En later dan gaan dit meer sin maak. As jou kind daar loop en iemand vra vir jou, wie's dit? Dan sê, dis my kind, sy naam is. Jy heg jouself aan sy naam ook. Hoe groot is dit om die identiteit, dis so groot faktor van die identiteit van jou kind, om dit te kies. En in 1 Kronieke 4 lees ons daarvan, dis 'n lys van die stam van Juda, dis 'n belangrike stam, Jesus kom daar uit, en daar's 'n klomp ouens se name wat genoem word, en ek weet meeste van ons
insluitend ek. Jy skiep nogals daai lang lyste name. Want party van hulle sit jy seker 15 minute en besluit, hoe spreek ek hierdie naam uit? As jy nou regtig gedrewe is om dit reg uit te spreek. Maar in die middel van hierdie lys stop die skrywer en stop God en hy sê, ek wil ietsie sê oor hierdie persoon. Hy gee vir ons 'n bietjie ekstra inligting. Ek lees vir ons 1 Kronieke 4 vers 9 en 10. Jabes is hoër geag as sy broers. Sy moeder het hom die naam Jabes gegee en gesê, dit is omdat ek met smart hom in die wêreld gebring het. Jabes het die God van Israel aangeroep. As U my tog maar net sal seën, my grondgebied sal vergroot en as U hand by my sal wees, weerhou onheil van my sodat ek nie smart ervaar nie. God het toe dit laat gebeur wat hy gevra het. Nou daar is 2 gedeeltetjies wat ons vanaand gaan hanteer. Maar as jy kyk na die begin van Jabes se lewe, begin dit nie regtig maklik nie. Inteendeel, dis ook 'n baie moeilike tyd in sy ma se lewe. Definitief. Dit is duidelik dat dit 'n gecompliseerde geboorte was. Daar was 'n bietjie goed het nie normaalweg aangegaan het soos wat dit moes nie. En sy het gesê ek sal hierdie ervaring konnekteer aan my kind. Dit gaan deel van my kind se identiteit wees. Nou wat interessant is in hierdie geval is dit het nie eers sy lewe bepaal. Die identiteit het nie dit bepaal nie. Ek wil eers gou begin met 'n illustrasie. Ek het met 3 vriende van my gereël. Dink nou net, julle is besig om te kyk hoe 'n bachelor show nou aangaan en julle moet nou besluit, is julle bereid om hierdie mense in julle lewe toe te laat? As vriend, as een van hulle is verloof. So, dis die tweede ou. So, julle moet nou besluit, gaan julle hierdie ou in julle lewe toelaat? Julle kan hom sien, julle ken hom nog nie, maar ons gaan nou die name noem. Okay, so die eerste kandidaat, bachelor number 1, dit is pynlyding vir Sagie. Hy is baie lank en fris en hy kan homself verdedig. Bachelor number 2, dit is nagmerrie van 'n Merwe. Hy is baie diep. En bachelor nummer 3, dit is liefde, rykdom, de tooi. Hy is baie liefdevol en hy het baie. Ek weet nie van julle nie, maar ek dink dit is vanselfsprekend dat ek sou nie maklik dink aan die eerste 2 vriende nie, ek sou dink aan die derde een, jy weet, en dalk kry jy iets ook uit die deal uit. Dit maak nogals 'n verskil wat jou naam beteken, veral as jy die betekenis hoor. Dis nogals duidelik. Nou wat vir my so interessant was van die Israelitiese kultuur, is wanneer hulle geboorte gegee het, as 'n vrou geboorte gegee het aan 'n seentjie, dan het hulle 8 dae na die tyd hulle gevat dat hulle besny moet word, en dit is waar hulle name ook bevestig het. So, sy het, Jabes se ma, het nog steeds die verbond van God gehoorsaam deur hom te vat 8 dae na die tyd om besny te word en sy naam te gaan bevestig. Maar in hierdie 8 dag periode het sy nog steeds nie laat gaan van die pyn en lyding wat sy deurgegaan het. Nou Jesus noem dit in die Nuwe Testament dat hy sê die pyn en lyding van geboorte sal vervang word met die vreugde. Hy het dit gebruik in die sin van die eindtyd wat naby kom en al daai goeters. So hy het dit gebruik vir 'n rede. Die metafoor het hy vir 'n rede gebruik. Maar hierdie vrou kon nie laat gaan van die pyn en lyding nie. So op die dag wat sy haar kind se naam bevestig, het sy voor almal, dit was nogals 'n groot ding, daar was familie en daar was 'n groot groep mense saam, vriende, gemeenskap was daar, en sy het voor hulle almal gesê, sy naam is Jabes. En in Hebreëus rym die naam selfs met die Hebreëse naam of woord vir pyn. So, dis nogals 'n bietjie scary. Veral vir my toe ek nou dink, as ek my dogtertjie se naam nou moes uitspreek en ek sê, dis haar naam, dan dit sou my nogals getref het. So, net soos wat hierdie vrou die verbond gehoorsaam het
het sy na God toe gekom en gesê, Here, vat my pyn en lyding. Daar is hy. Dis binne die verbond van God, die beloftes wat God in hierdie verbond gemaak het, geld nog vir haar kind. So nou het God 'n plan met hierdie situasie, want hy het die verbond gestig. Hy het dit in sy genade gegee. So nie net vat God vir Jabes, maar hy sê ek sal jou, ma van Jabes, ek sal jou pyn en lyding gebruik om my naam te verheerlik. Nou wat interessant is van hierdie situasie, julle sal nog later dan hoor hiervan, is dat Jabes het nie vir dit sê selfs in die begin van daai vers, Jabes is hoër geag as sy broers. Hy het saam met sy broers groot geword, maar hy was hoër geag as hulle. Alhoewel hy hierdie label, hierdie identiteit oor hom gehad het. So hy het nie regtig aandag gegee aan dit nie. Waarop het hy aandag gegee? En ons lees dit in hierdie gedeelte. Hy het na God toe gegaan. Want dit is God se specialty om in die donkerste plekke en tye en omstandighede sy lig helderste te laat skyn. Dis waar God se lig helderste skyn, is waar dit die donkerste is. So hierdie Jabes gaan so aan in sy lewe en God roep ons om dieselfde te doen. Al is ons in 'n situasie of in omstandighede of in 'n vallei van donkerte waar mense nie net God dek daai tafel vir ons. Mense sal ons nog dieper afbring. Want die vyand bring ons nog dieper af. Ons laat ons self ook nog dieper afgebring word. Maar God roep ons om dieselfde te reageer as wat Jabes hier reageer. Jabes se ma het haar kind gebruik as 'n verwysing. Laat dit net stiek. Elke keer as sy met haar kind gepraat het, het sy verwys na haar pyn en lyding. As sy gesê het, daar gaan my Jabes. En sy gesê, daar gaan my pyn en lyding. Dis 'n hartseer storie. Maar God het besluit, hy gaan Jabes gebruik as 'n verwysing na sy genade toe, sy goedheid toe. Want dis wat ons in vers 10 gelees het, is Jabes het geweet, hy kan na God toe gaan, en hy mag vra vir 'n seun, hy mag vra vir sy grondgebied om vergroot te word. Hy het nie spesifiseer hoe nie. Nou, daar's baie teoloë wat praat, vroeër in 1 Kronieke is daar 'n stad met die naam Jabes, wat 'n klomp skrifgeleerdes, is 'n stad wat beroemd was vir skrifgeleerdes wat daar was. So hulle het die wet van God en die woord van God het hulle behou, en die kultuur verbonde aan die woord, het hulle ook behou. So hulle het seker gemaak dit bly daar. So dit sê nogals klaar vir my, daar's 'n groot moontlikheid dat God vir Jabes gebruik het, op maniere wat ons nie sou verstaan nie. Maar, soos wat Jabes aangaan, het hy nie gesê, hy gaan aangaan en pyn en lyding veroorsaak nie. Hy het op 'n plek gekom, waar hy gesê het, ek loop weg van hierdie identiteit af, en ek maak staat op God. Ek is afhanklik. En hoe baie van ons hou daarvan om dit te sê? Ons hou nie daarvan om te sê ons is afhanklik van enigiets nie. Ons hou nie daarvan om te sê ons het U nodig. Maar dan sal ook van ons, wat aan die ander kant van die weegskaal is, wat nooit tevrede is nie. Ons het altyd nog iets nodig om vreugdevol te wees. Ons kan nog dieper val. Dis in hierdie omstandighede. En hier kom nog 'n illustrasie. Dis in hierdie omstandighede waar ons in die wêreld is en ons laat toe dat die vyand genou die versie bring. Ons het laasweek het ons hierdie versie mooi gehoor. Ons laat toe dat die vyand kom en saad of onkruid, ek dink hy plant saad nie, ek dink hy plant net onkruid. Hy kom plant in ons grond en ons laat dit toe. Die wêreld kom plant in ons grond en ons laat dit toe. Nie net laat ons dit toe nie. Ons begin dit glo.
Jabes het besluit in die begin van sy, ek weet nie wat sy ouderdom nie, maar hy het besluit hy gaan nie dit glo nie. Hy het dit reject, hy het dit weerstaan. Maar ons kom en ons neem dit aan wanneer die vyand ons kom aankla. So Johannes 10 vers 10 sê dit so duidelik, die eerste gedeelte, dit sê die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. So hier is ons nou my eerste illustrasie wat ek graag wil gebruik. Ons kom nou en wanneer die vyand en die wêreld op ons deur kom klop, dan luister ons. Ons kyk na, daar is natuurlik bewyse, ons is sondaars, ons is swak, ons het Jesus nodig. Maar nou kom die vyand en hy sê vir ons, jy is swak. En ons hou dit daar, jy moet nou net plak. Ons hou dit daar. En hy sit die labels op ons en ons aanvaar dit en ons neem dit op. Dan kom ons en ons vat nog labels. Ons sê, okay, ek's nou te dom vir dit wat ek dink goed is vir my. Vir dit wat God vir my instoor het, ek is nie goed genoeg vir dit nie. Dan kom ons sê, ons is waardeloos. Ons kan toelaat dat mense doen wat hulle wil met ons, want ons sien nie waarde in onsself nie. Dan is daar 'n groot enetjie, ek is 'n mislukking. Ek kan niks reg doen nie. Ons vat hierdie labels en ons plak dit op onsself en die vyand kom en hy gee dit vir ons, die wêreld gee dit vir ons en ons hou vas daaraan. Maar, en dis hoekom ek hierdie volgende gedeelte in hierdie versie so geniet, dis Johannes 10 vers 10, die volgende gedeelte, dit sê, ek het gekom, dis Jesus wat praat, ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Nou God kom nie, en hy vat nie net een vir een hierdie goedjies af nie. Hy kom na ons toe, wanneer ons besluit, ons vat hierdie ou lewe, daai plakkertjies moet nie val nie, imagine dit het nie geval nie. Ons kom, en ons sê, Here, ons is moeg vir hierdie, soos wat Jabes op 'n stadium in sy lewe gedoen het. Ons besluit om hierdie neer te lê, dit wat ek dink ek verstaan, lê ek neer, ek loop weg van dit af. My vorige lewe sit ek op die grond neer, en ek weet, U het beter vir my instoor, en ons gaan nou daarby uitkom verder by daai punt. Maar Jesus kom en hy klee ons soos 'n nuwe mens. Okay, ons klee onsself met Jesus wanneer ons hom kies. My kraag regmaak. Ons klee onsself met Jesus Christus wanneer ons dit doen. Ons loop weg van onsself af en God die Vader, die genadiglike Vader wat ons so lief het, die perfekte Vader het gekom om sy seun vir ons te gee sodat ons geklee sal wees. Sy bloed bedek ons. Soos wat salfolie oor ons gegooi kan word en niks vas kan sit nie. Kom die vyand nog steeds en niks kan vassit nie, want dis die bloed van Jesus wat ons bedek. Die vyand gaan jou nie uitlos nie. Hy gaan jou nog steeds kom herinner aan jou verlede. Hy gaan jou nog steeds kom herinner aan jou swakhede. Maar in ons swakhede, dit wat ons sien in Jabes se geval. In ons swakhede het ons die geleentheid om God te verheerlik. So die vyand kom en hy sê wat ook al hy wil sê, dit maak nie saak nie. Hy gaan aan en hy los jou nie uit nie. Solank jy in Jesus bly, solank jy by Jesus bly, saam met die Heilige Gees gaan. En ons, dis dalk 'n sensitiewe taal gebruik, maar ons is maklik om te sê, Here, gaan saam met my. Maar hoekom is ons nie meer geneig om te sê, Here, kan ek saam met U gaan, waartoe U gaan, sodat ek 'n seëning kan wees, vir myself ook, maar vir ander op my pad ook. Want dit waartoe God gaan, daar waartoe hy gaan, is waartoe ek wil gaan. Dis wanneer ons eie pad begin volg, dan kan die vyand kom met sy leuns. Dan begin ons sê, ek het dalk 'n beter plan. Wat van as ek nie nou doen wat die Heilige Gees my gevra het om te doen nie? Dit beteken nie jy verloor jou redding die oomblik wat jy nie geluister het nie. Party kinders moet 'n bietjie tyd gee om mooi te luister. Maar hoe meer en meer ons in ons eie krag en ons eie wysheid in onsself wil aangaan,
hoe minder en minder dra ons Jesus. Dan kan die vyand kom en die goed kan plat. Ons laat dit toe. Dis een ding, en ek sê dit want ek beleef dit met mense in my lewe wat ek so baie lief het, dat die vyand kom, nadat hulle gered is, nadat hulle Jesus gekies het, daai standvastige keuse gevat het, en hulle laat toe, dat die leuns van die vyand kom plak. Hulle laat toe dat onkruid in hulle grond kom land. Hulle sien dit, maar hulle kan nie onderskei dat dit 'n leuen is nie. Hoeveel keer gee ons die vyand geleentheid? Hoeveel keer luister ons vir iets wat, en dis net omdat ons in Jesus is, dat ons dit kan sê. Hoekom kan ons nie sê, dis benede my, dis onder my, om hierdie leuen te aanvaar? Want God het ons 'n nuwe identiteit gegee. Nou Jabes se naam het nooit verander nie. Soos wat hy geleef het, het sy naam dieselfde gebly. Dis baie interessant. Want hy het nie in sy eie naam gekom nie. Dawid het nie in sy eie naam gekom toe hy vir Goliat verslaan het nie. Ek gebruik net die Ou Testament omdat ek baie daarvan hou. Ons kom nie in ons eie naam nie. Dis hoekom ons nie vatplek hoef te gee vir die leuns van die vyand nie. Dis nie dat ons trots is nie. Maar Jesus het gesê, die wat hulle verneder, sal hy verhewe. En in Jesus word ons, as gevolg van Jesus, vir Jesus, nie vir onsself nie. Nou die vyand kom sê vir ons gereeld, ons is soos dooie mense wat rondloop. En ek bedoel nie fisies dooie mense wat rondloop, ek bedoel nie ons word zombies nie. Ek bedoel, dit wat jy in jou dooie lewe gedoen het, is jy besig om weer te akkommodeer. En daar's van ons wat dit begin glo, en daar's van ons wat dink die oplossing is nie by die kinders van God nie, die oplossing is nie by Jesus nie, die oplossing is nie by God nie. Die oplossing moet ek self uitsort, want ek het ons klaar die besluit gemaak, ek moet accountability vat. Ons moet accountability vat. Maar, waartoe gaan ons wanneer ons accountability moet vat? Gaan ons na God toe en vra om ons te help? Of staan ons voor die vyand en sê, ek kan nie die alleen doen. Ek kort nie die swaard van die gees nie. Want is so, dit gebeur in kerke. Die swaard van die gees is nie 'n wapen om mense mee te slaan nie. Dis 'n wapen om die vyand mee te slaan. En selfs in die toestand waar ons gered is, en ons begin luister vir leuns, is daar mense wat ons wil slaan met die swaard van die gees. Dis nie waarvoor dit bedoel is nie. Dit sê in daai gedeelte, ons oorlog is nie teen vlees en bloed nie. Die persoon voor jou is nie die probleem nie. Die probleem moet uitgehaal word. En Jesus het dit reeds gedoen vir ons. So die swaard van die gees is die oplossing vir die mens. Nie die wapen teen die mens nie. God kom gee vir ons 'n nuwe identiteit. Ons kom in Jesus, nie in onsself nie. Hy maak ons nuut. Ons is nie meer die ou self nie. Al probeer die vyand wat vir jou sê. Al probeer mense wat vir jou sê. As ek het vandag nogals daaraan gedink, ek kom in die winkel en ek sien iemand wat bekend lyk, en dis een van my ou hoërskoolvriendinne se sussie gewees, en ek besef, as ek nou vir enige iemand wat my geken het op skool moet sê waar ek in my lewe is, gaan hulle dink is die verkeerde persoon met wie hulle praat. Daar is geen konnektasie met die ou Edward nie. Daar is nie. As ek vir mense moet sê wie ek is, gaan hulle nie dink ek is daai persoon gewees nie. Dis wat Jesus doen.
Hy verander mense omdat hy goed is, nie omdat jy goed is nie. Nie omdat jy die regte besluit gemaak. Maar dis nie jy wat jouself gered het nie. Dis God se liefde, dis God se genade. Dit is waarop Jabes staat gemaak het, want die identiteit wat God ons gee is kinders van God. Nou, soos ons in Romeine 8 lees, waar ons nou kan uitroep, Abba Vader, wil ek vanaand vir elkeen vra, wie het al op daai punt gekom, waar jy bereid is om uit te roep, Abba Vader, help my. Het enigiemand al? Ek weet nie is mense wat het, ek sien niemand het nie. Maar hoe desperaat is ons vir God? Hoe desperaat is ons vir God se seën? En dit klink so snaaks wanneer mense dit so sê. Want die seën is nie net veronderstel om vir ons te wees nie. Jabes het gebid, Here seën my, omdat hy die vrymoedigheid gehad het. Hy het sy Vader geken, hy het 'n verhouding met God gehad. Hy het nie net aan homself gedink toe hy dit sê nie. Hy wou nie pyn en lyding wees nie. Verander ook. Hy het gevra, Here, vergroot my grondgebied. Maar hoe ook al dit lyk, Here, asseblief, seën my. Met ander woorde, hy het nie gevra met 'n spesifieke lysie nie. Hy het eintlik gevra, Here, laat U wil geskied. Want dit sal goed wees vir my. Dit sal 'n seën wees vir my. Dit sal 'n seën wees vir ander ook. Dit maak my 'n kind van God. As ek die seëning van God ontvang, wat beteken dit? Om Jesus te ontvang. Om te weet, die verlede is die verlede. Dis nie 'n lyn nie, daar was 'n aardbewing en alles het weggeval. Jy is nie meer daai mens nie. Dis wat dit beteken om weg te draai van jou vorige lewe af, van jou self af en na Jesus toe te gaan. Die naam wat jy aanneem, dis swaar hierdie. Die naam wat jy aanneem is Jesus. Jy kom in die naam van Jesus. Daar's 'n gedeelte in die Nuwe Testament wat praat van disippels wat gegaan het en hulle wou bevryding doen en hulle wou demone uitjaag uit mense uit en dit het nie gewerk nie. Hulle het teruggekom en hulle het vol blou kolle teruggekom, dalk 'n bietjie gebreekte bene, ek is seker nie, maar hulle was nie suksesvol nie. Maar toe daar disippels was wat in die naam van Jesus gaan, toe was dit suksesvol. Hulle het nie in hulle eie naam gegaan nie. Hulle het nie in enige ander mens se naam gegaan nie, hulle het in die naam van Jesus gegaan. So, hierdie grondgebied wil ek net by vas staan by Jabes. Want ons moet dieselfde wil hê. Hierdie grondgebied waarvan Jabes gepraat het, dit wat hy ontvang het, dit was nie net grondgebied vir homself nie. Daar was 'n stad Jabes, dit is heel moontlik vernoem na hom, maar daar het goed gebeur wat vir God was. Die grondgebied wat ons ontvang en wat ons gegee is nie net ons nie. God wil vir ons sê, dis sy grondgebied ook. Inteendeel, dis eerste sy grondgebied. Dit behoort eerste aan hom. Dan, hierdie grondgebied, dis nou Matteus 28, ek gaan net vinnig opsom, wat ons redelik goed ken. Van vers 18 tot 20 is daar geskryf om te sê, dat ons moet gaan en ons moet disippels maak. Ons moet gaan en ons moet mense doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ons moet gaan en mense leer wat Jesus ons leer. Dis God se grondgebied. Die grondgebied wat vir jou gegee is nie vir jou eie beswil nie. Jy word geseën daardeur. Ons het die perfekte Vader. Hy wil jou seën. Elke ouer wil sien dat dit goed gaan met hulle kinders. Elke ouer wil die beste vir hulle kinders gee wat hulle kan gee. Die Vader wil die beste vir jou gee wat hy vir jou kan gee. Kan jy handle wat jy wil hê? Dis eintlik die vraag. As jy kry wat jy wil hê, gaan jy nader aan die Vader wees? Of is dit iets
wat nie in God se grondgebied is nie. En buite God se grondgebied is dit die vyand se grondgebied. Daar's nie grey areas nie. Grys gebiede behoort nie in die koninkryk nie. Dis of lig of is duisternis. Wanneer ons die lig kies, is ons in staat om in die donkerste plekke 'n lig te wees. Ligdraers te wees. Vredemakers te wees. Ons kan hoop na mense toe vat wat in die duisternis is, maar nie in onsself nie. In onsself gee ons dalk 'n bietjie pyn en lyding. Dan wil ons dalk die Bybel of die swaard van die Gees gebruik op die verkeerde manier. Jy's nie veronderstel om mense aan te val met die Bybel nie. Ons is geroep om hulle te leer, om vir hulle te wys wat sê God oor jou. Jy sien hierdie identiteit oor jouself, wat sê God oor jou? En is hierso waar wat ek wil vra, ons daaglikse reaksie, want 'n naam gaan met jou die res van jou lewe. Jou naam gaan saam met jou, behalwe as jy nou soos Saulus 'n nuwe naam gekry het, daar's uitsonderings. Maar dag vir dag, wat is jou keuse? Wat is jou daaglikse reaksie op wat God vir jou sê? Baseer jy jou identiteit op jou Vader, op Jesus? Want ek wil dit weer sê, want dit is my so powerful. Want God die Vader het soveel liefde vir jou, dat hy sy seun vir jou gegee het. Sy seun het sy lewe vir jou gegee. Jesus Christus het uit sy vrye wil uit sy lewe vir jou gegee, sodat jy in sy naam kan gaan en dieselfde seën wat jy ontvang uit te gee. As jy deur die beste tye gaan en as jy deur die swakste tye gaan, ons is opgewonde om dit te deel met mense. Jy soek of ondersteuning of jy soek mense wat saam met jou bly kan wees. Ons wil baie vinnig spring om dit te doen. Maar die grootste dag van ons lewe, wat ons Jesus gekies het, is daai dag. Dis die beste nuus wat ons ooit kan ontvang en is ons so opgewonde. Ek sê nie jy moet almal nou bestorm en tackle en sê jy beter nou luister vir wat ek vir jou wil sê nie. Jesus sê as hulle die vrede van Jesus reject, as hulle dit wegwys, moet ons voete afstof. Maar party van ons moet 'n bietjie meer deursettingsvermoë hê. Including me. God roep ons om in die naam van die redder van die mensdom te gaan. Dis powerful. Soos wat ek nou afsluit, wil ek vra dat julle saam met my hierdie gebed bid wat Jabes gebid het. Here, ons wil vanaand kom vra elkeen vir hulle self, Here. Here, seën my tog. Here, laat U hand by my wees, sodat my grondgebied kan vergroot. Beskerm my en weerhou onheil van my, Here, sodat ek nie smart sal ervaar nie. Maar in die naam van Jesus, deur die bloed van die lam, geseën sal wees, en 'n seëning sal wees vir ander, Here. Want Here, U stuur ons as instrumente wat hierdie evangelie, hierdie melodie kan speel en deel met mense wat hulle 'n ewige hoop kan gee. Maak nie saak wat die omstandighede is nie, Here. U kan in die donkerste hoeke, Here, kan U 'n ewige hoop laat spaak